Beter, ja, is het. Jammer julle, ek is maar net hier, so julle my maar verskoon vanoggend. So ek wil net vir Dominee Philip Gous van Kiemer die Wesgemeente hier by ons verwelkom. Hy is al 20 jaar daar betrokke en ons sien uit Dominee se preek. Baie dankie. Dankie, Derek. Hy het daarom nou net gesê 20 jaar by Kimberley gemeente, hy het gelukkig vergeet van die 26 jaar wat ek in die tronk was. Dit is vir my 'n voorreg om vanoggend hier te wees. En dit lyk vir my regtig, dit het nie uitgelek dat ek preek nie, want hier is nogal heel wat mense vanoggend. My eerste tronk waar ek gewerk het was Goedemoed, daar in die Suidoos-Vrystaat. Ons het 3000 gevangenes toegesluit en ons het 'n stelsel van godsdienstwerkers, predikante wat van buitekant af inkom Sondag, dan kom preek hulle vir die gevangenes. En dan kom 'n jong proponent een Sondagoggend daar aan en dan stap hy in hierdie tronk in en hy sit 1000 gevangenes voor hom. En die man kry stage fright en hy word in stomheid geslaan en hy kyk so rond en hy sê, "Goeiemôre, ek is so bly om so baie van julle hier te sien vanoggend." So ek is regtig bly om so baie vir u hier te sien vanoggend. Dit is vir my voorreg om hier te kan wees en ook die oggend saam met u te kan geniet en te luister na die woord van die Here en ook seën te kry uit dit wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Kom ons begin dan hierdie erediens vanoggend. So sê die Here, ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou. Amen. Genade en vrede van God die Vader, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het, en van Jesus Christus die gekruisigde, en van die Heilige Gees, wat ons herskep. Nou kom hier eers weer 'n pause tussenin, wat ek nogal baie van hou. Alhoewel iemand vir my gesê het, vandag is Vadersdag, en die ander dag is almal Moedersdag. Nou Bianca het nou so 'n bietjie laat vir my gesê van Vadersdag en van die kindermomente, moes ek bietjie die goeie gaan skommel. So, waar al die jonglinge, ek hoor, hulle het ietsie wat hulle vir die paas wil gee. Kan julle gou hier voor by my kom staan asseblief? Want ek wil vir julle ook daarom 'n boodskapie gee wat julle kan saamvat as ons praat oor 'n vader. Want wanneer ons Vadersdag het, dan dink ons aan daardie persoon wat 'n indruk op ons lewe agtergelaat het, goed of sleg, of besig is om 'n indruk op ons lewe te maak, goed of sleg. Nee, maar kan dit nou so min wees? Nee, wag nou eers bietjie, los eers die mandjies. Ek weet julle is haastig, maar ek wil julle eers daarom toets. Ek sien of julle dit mag doen. Kan ek dit maar doen? Ek wil vir julle 'n raaisel vra. Hou julle van raaisels? Maar julle doen mos nie meer raaisels in die skole nie. Weet julle wat se ding so olifant? So groot affære, nee. Sy baie swaar, weeg hy baie kilogramme, nee. 3000, ja, is groot. Maar kom ek vra nou vir julle, wat lyk soos 'n olifant? Net so groot soos 'n olifant. Maar weeg nie 3000 kilogram nie, wat baie ligter is as 'n olifant. Sê gou vir ons. Die olifant se skaduwee geld natuurlik vir renosters ook, en dit geld ook vir blou wildebeeste en wat ook al. Het julle geweet, jy kan nie vir jou skaduwee weghardloop nie? Jy kan dit nie doen nie. Jy kan ook nie daarvoor wegkruip nie. En jy kan dit nie verloor nie. Jy kan dit nie laat wegraak nie, jy kan dit nie afskrik nie, jy kan nie vir die skaduwee sê, gaan nie, sjoe. Jy kan dit ook nie wegwens nie.
Nou die tweede vraag vanoggend. Wat werk net soos 'n mens se skaduwee? En dis die boodskap wat ek wil hê julle moet saam gaan net nou as julle hier uitgaan dan na die kinderkerk toe, nie net in die kinderkerk toe nie, vir die res van julle lewe moet julle die boodskap saamdra. Wat is net soos jou skaduwee? Jesus, amper reg, kan vir Jesus daarby insluit. God is soos jou skaduwee. Jy kan nie vir hom weghardloop nie, jy kan nie vir hom wegkruip nie, jy kan hom nie verloor nie, jy kan nie wegraak nie. En omdat jy nie van God ontslae raak nie, raak hy ook nie van jou ontslae nie, dan help hy jou wanneer jy hulp nodig het. Nou wat, as hy het nou gesê Jesus, wat is God van Jesus? Sy pa, sy vader. Maar hy is ook ons vader, sê die Bybel. Kom ons, so julle gaan met hierdie boodskap saamgaan, hè? Dat God julle vader is. Op hierdie Vadersdag gaan julle dit onthou. Sien julle sulke ou mooi goetertjies daar om met 'n ding waarvan ek nie hou nie, want hy verwrig my aan mekaar. Is 'n das. Nou dink Bianca die mooi boodskap het geskryf. 'n Das kan netjies om pa se nek lê, maar sy geloof is mooier as wat woorde sê. Hy leer ons om God te bou en altyd aan sy beloftes vas te hou. Op Vadersdag sê ons met 'n blye hart, die Here hou vir goeie paas 'n spesiale plek apart. Want julle kan nou gou vir elke pa 'n geskenkie gaan gee en daarna gaan julle kinderkerk toe en kleuterkerk toe, né? Nou wie is nog nie hier nie, steek op jou hand. Baie dankie. Nou kan julle maar kerk toe gaan, hè?
Goed, ons gaan voort met ons erediens en soos wat dit gepas is, moet ons ook die Here loof wanneer ons in sy huis bymekaar is en ons doen dit vanoggend met die sing van lied 190 vers 1 en 3, Grote God, aan U die eer. Wanneer ons sondes bely en die Here vergewe ons, dan doen hy nog ook hierdie wonderlike ding. Hy vergewe nie net ons sondes nie, maar hy maak ook van ons sy kinders. Bely beteken om te sê wat jy glo. En dit doen ons met die geloofsbelydenis. Geloofsbelydenis is 'n belydenis wat deur baie eeue al kom, waarmee gelowiges sê, wat glo hulle van God. Kom ons bely dan ook ons geloof vanoggend. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bevestig ook hierdie belydenis van ons met die sing van lied 260 vers 11. Ek glo vas in God die Vader. Gehoor
Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Samuel 17. Dit sou eintlik lekker gewees het as ons die hele 1 Samuel 17 kon gelees het, maar ek glo en vertrou dat almal hierdie verhaal baie goed ken. En daarom gaan ons net so 'n paar kernverse lees, vers 43 tot vers 47. 1 Samuel 17, vers 43 tot vers 47. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Almagtige en alomteenwoordige God, ons dank U vir die tydlose en liefdevolle teenwoordigheid in ons lewe. Ons verbly ons, Here, in die onbeperkte grootheid van U liefde en U almag in ons lewe. En daarom, Here, kom ons vanoggend na U toe met opgewonde en blymoedige harte, in die seker wete dat ons vertroue op U kan plaas, en in U die lig kan vind wat nooit verdof nie, die leiding wat ons nooit in die steek sal laat nie, die vriendskap wat ons steeds nuwe krag gee. En daarom vra ons, Here, dat U ook ons by mekaar wees vanoggend, dat U dit sal seën. Ons saam wees, Here, om U te loof en te aanbid, te luister na wat U in U woord ons leer, en die heilige gemeenskap met mekaar en met Jesus te kan geniet. Here, ons dank U dat U nie net in die kerk met ons teenwoordig is nie, maar ook in elke situasie van die lewe. Dankie vir U Heilige Gees, wat U nader bring as ons asemhaling, dat hy die wonder van U liefdevolle teenwoordigheid ophelder. Here, gee aan ons, van ons kant af ook dan die geloof om te reageer op U wonderlike teenwoordigheid, deur te luister wat U vir ons wil sê, en te doen wat U van ons verwag. Bewaar ons daarvan, Here, dat ons deur ons verskilligheid van U af sal wegdwaal op paaie wat ons eie blinde hart beplan. Laat ons elke oomblik van die dag bewus wees en dankbaar wees vir U teenwoordigheid in ons lewe. Om Jesus ontwil bid ons dit. Amen. 1 Samuel 17 vers 43. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. En verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe, met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe, in die naam van die Here, die almagtige God van die linies van Israel, wat jy verkleineer. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan, en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan weet en kan besef, dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele skare besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Ek dink die belangrike ding hier is die gedeelte wat sê dat die hele wêreld sal weet dat Israel 'n God het. Net so terloopse aanmerking, weet die wêreld as hulle na ons kyk, dat ons 'n God het. Die kindergedeelte wat ek met die kinders gedoen het, was dan ook die inleiding wat ek wil doen vir ons boodskap vanoggend. Net weer begin daar waar ek opgehou het, en dit gaan oor God.
wat soos ons skaduwee is. God, vir wie jy nie kan weghardloop of wegkruip nie, dat jy nie kan verloor nie, hy kan nie wegraak nie, jy kan hom nie wegwens nie, jy kan hom nie wegjaag nie. Dawid, ons het nou hierdie mooie storie gelees vanoggend van Dawid en Goliat. Dawid het dit geweet. En wat is die resultaat in Dawid se lewe? 'n vreesloosheid. Is maar so wanneer kinders is ongelukkig nou al weg, maar hulle moet eintlik die gedeelte ook gehoor het. Want dit is maar so, as jou pa by jou is, dan is hy vreesloos. As jy alleen in die donker moet loop, dan is dit vreesaanjaend. Maar as jou pa saam met jou stap, dan is jy vreesloos. Dawid het geweet, God is by hom. Vers 45 en vers 47, ek wil dit weer herhaal, kort na mekaar, ervaar Dawid dit. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kolmswaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, heerser van alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. En dan vers 47, dan sal hierdie hele strydmag moet erken, dat dit nie deur die swaard en vegspies is nie, wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here, en hy sal jou in ons hand gee. Daar is natuurlik 'n plek waar 'n mens kan wees wat dit lyk asof jy jou skaduwee verloor het. En dit is wanneer jy nie donker is. Want om jou skaduwee te kan sien, het jy lig nodig. Hoe meer lig en hoe sterker en beter natuurlik. Soos die Nuwe Testament gaan lees, veral in Johannes, dan sien ons hy beskryf die Here ook as die lig van die wêreld. En miskien is dit hoekom hierdie soldate, die Israel soldate, ons het nou net die gedeelte gelees, hoe bang hulle was vir hierdie Filistyne en veral vir Goliat nie, maar die rede hoekom hulle so bang was dalk omdat hulle vergeet het, dat hulle dalk nie die lig van God geraak gesien het nie, en vergeet het dat die Here by hulle is. Net soos wat 'n mens jou skaduwee vergeet, wanneer jy in die donker is. Ek kan nou vanoggend hierdie hele oggend praat oor die dinge waarvoor ons bang is, oor die vrese wat ons in ons lewens het. Ek wil net so begin deur so 'n klein bietjie te praat oor fobies. Want fobies is eintlik ook vrese. Nou die slim ouens met die lang haar en die dik brille, hulle sê daar's meer as 320 fobies, dinge waarvoor 'n mens ontsettend bang is. Want fobie is die Griekse woord vir vrees en verwys na 'n paniek, 'n vrees wat buite verhouding is met die bedreiging wat agter dit is. Is nie reg so erg nie, maar dan net 'n mens se fobie en jou optrede is totaal buite verhouding met dit. Daar's nogal 'n paar interessante fobies waarvan ek nou nie geweet nie, maar waar ek nogal so raak gelees het toe ek voorberei het. En ek dink ons ouer mense sal dalk wens dat meer van ons jong mense ly aan cyberfobia. Vrees vir rekenaars. Nou een wat ek definitief nie het nie, is chromatofobia. Vrees vir geld. Dan is daar aquafobia, ons ken hom, mense wat bang is vir water. En natuurlik die groot een, en nou sal die susters dalk vir my kwaad wees, is arachnofobia, vrees vir spinnekoppe. Sê die helfte van vrouens is bang vir spinnekoppe. Maar dan is daar twee ander interessante fobies waarvan ek nog nie gehoor het nie. En nou het ek al gekyk vanoggend, ek sien niemand wat buitengewoon sit en sweet afvee nie. Want as julle die fobie gehad het, het julle nou vanoggend hier erg gesit en sweet. Want die een fobia waarvan ek praat is ekklesiofobia, vrees vir die kerk. En dan natuurlik homilofobia, vrees vir preke. Ons seker nog 'n rukkie daaroor praat, maar die feit is dat ons almal
al in ons lewe vrees beleef het. Vrees is 'n natuurlike emosie. Maar as 'n mens toelaat dat vrees jou lewe oorneem, dan werk dit negatief in op 'n mens. Baie mense bereik juis nie hulle maksimum potensiaal nie in hulle lewens nie, omdat hulle nie dit wat hulle vrees kan oorwin nie. Ons het baie geskryf oor vrees. Ek het nog 'n paar interessante aanhalings daaroor gekry. Ou met die naam van Dave Barry sê, all of us are born with a set of instinctive fears of falling, of the dark, of lobsters, of falling on lobsters in the dark. Ons het verlede week vir ons 'n nuwe bed gekoop. Toe kom lewer hulle nou Woensdag die bed af en op die bed is daai kaartjie. Kyk, ons wat paas is nou Vadersdag. Maar as jy iets koop en daai boks kom daarin en hier die woorde daarin is, dan is dit amper so erg soos 'n fobia. Assembly required. 'n ou met die naam van, of 'n vrou met die naam van Ruth Gendler, sy sê vrees het 'n groot skaduwee, maar vrees self is eintlik maar klein. En Lamotte sê hierdie baie raak ding, sy sê, moed is net vrees wat begin bid het. Wil dat ons vandag bietjie gaan kyk na hierdie, seker een van die bekendste stories in die Bybel, die storie van, of die verhaal, want dit is nie 'n storie nie, dis 'n verhaal van Dawid en Goliat. En soos wat ek net nou gesê het, glo ek daarom dat ons almal wat vanoggend hier sit, hierdie verhaal ken. Want hier sit hierdie volk Israel. Ek stel myself die beeld voor, hier is die riviertjie wat ry en hier's 'n bult en riviertjie wat vloei en hier's 'n bult en hier's 'n bult. En hier sit die Israeliete en daar sit die Filistyne en hulle kyk na Goliat en hulle kyk na al hierdie Filistyne en hulle is broekbang vir Goliat. En toe dag Dawid daarop. En Dawid glo, hoe groter die reus is, hoe harder val hy. Wat was Dawid se geheim gewees? God. Haddon Robinson het 'n baie waar ding gesê. Hy sê, in any situation when you are determined what you see determines what you do. Dawid kom hier aan en hy sien hierdie klomp Israeliete wat bewe van vrees. En hy kan nie sien, hy kan nie glo wat hy sien of wat hy hoor nie. En alwaaroor die mense praat is Goliat is dit, en hoe groot Goliat is. Maar die Israeliete is veronderstel om mense van God te wees. Dawid was 'n man van God, die Bybel sê dit self vir ons. Dawid het geleef in die groot wêreld van God. En daarom kan hy ook leef in die klein wêreld van beere en leeu's, en veral ook vir Goliat. Kan hy hierdie wêreld hanteer. Almal om hom, al hierdie Israeliese soldate was verlam, kom ons sê dit maar, deur Goliat-fobie. Niemand, nie een van hierdie Israeliese soldate nie, kan die werklikheid raak sien nie. Want hulle is so verblind deur Goliat, dat hulle nie God se geskenk aan hulle raak sien nie. God se geskenk aan hulle op hierdie oggend was Dawid. En nou ken ons almal die verhaal dat Dawid vir Saul gaan sê, hy gaan vir Goliat aanvat, dan sê Dawid vir hom, trek nou my harnasse goed aan, en dan lees ons dat Dawid gesê, maar hy kan nie met die goed beweeg nie, dis vir hom te swaar. Nou wat interessant is, mense doen dit met ons ook. Wanneer ons met een of ander vrees by hulle kom, dan probeer hulle vir ons toerus. Maar dan moet ons onthou, hulle goed en hulle manier van doen, kan ons nie altyd help nie. Jy kan net leef en glo soos wat jy is. En daarom staan Dawid op met 'n slingervel. Ek het net nou gelees hoe erg
en hoe goed hierdie reus bewapen was, en hier kom Dawid met 'n slingervel, en hy kom staan voor hierdie vloekende reus, en dan is die res, ons sê dis ken ons nou die Afrikaanse spreekwoord, die res is geskiedenis. Ek wil amper sê die res is Gods geskiedenis. Want Dawid het geweet, die oorwinning is die Here se. Hy is net die instrument in die hande van God. En daarom konfronteer hierdie bekende Bybelstorie ook vir ons met bepaalde vrae vanoggend. Gaan jy gevorm word deur jou vrese vir die Goliats van die lewe, of gaan jy gevorm word deur God? Gaan jy op jou knieë leef, gefokus op God? Bruce Larson, bekende skrywer, het 'n boek geskryf met die naam van Believe and Belong, en dan vertel hy hierdie baie interessante verhaaltjie. Hy het in New York gebly, en daar was 'n hele klomp mense, gelowiges wat hy geken het, wat geworstel het teen die Goliats van die lewe, en dan het hy hulle gevat, en dan het hy met hulle gaan stap, en dan het hy by 'n gebou gekom, hulle noem dit die RCI gebou, en voor die ingang van daai gebou, nou ons, weet nie of jonger mense al die storie gelees het van Atlas wat die wêreld op sy skouers gedra het nie, maar as 'n mens voor hierdie gebou kom, dan staan nou Atlas daar en hy staan in suffer en hy kry swaar, en sy knie wil wankel onder die aarde wat hy op sy skouer vashou. Atlas, die sterkste man in die wêreld, wat hier staan en swaar kry. En dan het Bruce vir mense wat Goliat behep is, gesê, kom ons stap 'n bietjie verder. Want dit is een manier waarop jy kan lewe, deur te probeer om self die wêreld op jou skouers te dra. Maar kom, ek gaan wys jou oorkant die pad, oorkant die straat, 'n baie beter opsie, baie beter manier om die wêreld te hanteer. Want aan die ander kant van die straat is 'n kathedraal. En in die kathedraal, agter die altaar, is daar 'n beeld van Jesus, so 8-9 jaar oud, wat die wêreld in sy een hand vashou. Die jonger onder ons sal nogal die liedjie onthou, he's got a whole world in his hand. Sonder om swaar te kry, sonder inspanning hou hy die wêreld in een hand. Waarheid vanoggend is dat ons almal 'n keuse het. Op wie maak ons staat om ons Goliats te oorwin, en op wie om ons laste te dra? Herinner my aan die bekende teks in Matteus waar die Here sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ons ken almal die wêreldberoemde moeder Teresa, wat vir die arme mense gesorg het. Het iemand vir haar op 'n stadium gevra, maar hoe kry jy dit reg om hierdie veel eisende taak so aan mekaar te kan doen? En sy het geantwoord, ek word nie geroep om suksesvol te wees nie, ek word net geroep om getrou te wees. Nou is die vraag, hoe is 'n mens getrou te midde van die Goliats van die lewe? Deur twee goede te doen. En die eerste een is om die eerste tree te gee. Op watter punt het Goliat gesterf? Was dit toe Dawid sy kop afgekap het? Was dit toe Dawid hom met 'n klip raak gegooi het? Was dit dalk toe Dawid die 5 klippies in die spruit opgetel het? Was dit dalk toe Dawid vir hom vertel het wat hy met hom gaan doen? So amper dit. Goliat het sy houtpak aangetrek toe ons die woorde van in die laaste deel van vers 40 hoor, waar hy sê, en met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Met sy slingervel in sy hand het hy op die Filistyn afgeloop. Hy het hier die eerste tree gegee. En dit is wat geloof is.
is om daar die eerste tree te gee. En dat die tweede ding is, soos Dawid in vers 47 bely, dat die oorlog aan die Here behoort, en dat God die Filistyne in hulle mag gaan oorgee, sodat die hele wêreld kan weet, dat Israel 'n God het. Ek wil dit weer sê, ek het dit bietjie vroeër ook gesê, die belangrike ding is, dat die hele wêreld kan weet, dat Israel 'n God het. Leef ons so, dat die hele wêreld kan weet, dat ons wat Christene is, dat ons 'n God het. Kom ons sluit af met die woorde van, ek wil dit weer eens sê, die woorde van Haddon Robinson. Hy sê, in any situation, what you are determines what you see. Wat jy is, bepaal wat jy sien. And what you see determines what you do. En dit wat jy sien, bepaal wat jy doen. Mag wie jy is, en wie ek is, bepaal word deur wie ons in hierdie wêreld raak sien. God. Want dis sy plekkie. En omdat ons hom sien, gaan ons op ons knieë voor hom, en dit gee vir ons die krag om daar die volgende tree in die rigting van Goliat te gee. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hierdie verhaal kon lees. Dat ons vanoggend kan weet, Here, op hierdie Vadersdag, dat U ons Vader is. En dat dit nie nodig is, Here, om met 'n alles oorweldigende vrees in hierdie wêreld in te gaan nie. En daarom, Here, wil ek vanoggend bid vir almal wat slagoffers van vrees geword het. Help hulle, Here, om U te vertrou. Maak hulle bewus van U vaderlike sorg. En help hulle om hulle angs en kommer aan U oor te gee. En rustig te word in U liefde wat alle vrees uitdryf. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.